Die Bybel maak gereeld melding van baie spesiale en tog onbekende mense, mense wie se name nie genoem word nie, en dan ook vroue. In 2 Konings 5 vers 2 sien ek dat op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Nou, ek glo jy ken die geskiedenis van hierdie onbekende dogtertjie, wat 'n baie belangrike instrument geword het in Naaman se genesing. 'n Onbekende persoon, 'n dogtertjie, wat 'n uiters belangrike funksie verrig. In Johannes 4, vers 7 en vers 39, sien ons dat terwyl die Here Jesus daar by 'n put gestaan het en gerus het, het daar 'n Samaritaanse vrou kom water haal. En Jesus het met haar gepraat en daar het 'n gesprek ontwikkel en hy het vir haar 'n paar baie belangrike dinge gesê. Onder andere dat sy eintlik 'n onaanvaarbare persoon in die omgewing was. Maar wat ons dan sien, ten spyte van hierdie rol wat sy gehad het in die gemeenskap, 'n onbekende persoon, 'n Samaritaanse vrou, het daar baie Samaritane in die dorp tot geloof gekom in Jesus, op grond van die woorde wat die vrou getuig het. Hy, dit is Jesus, sê sy, het my alles vertel wat ek gedoen het. In Lukas 7 vers 37 en 38 staan daar 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het. 'n sekere vrou het gehoor dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy het agter Jesus gaan staan by sy voete en huil, sodat haar trane by sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. 'n Onbekende vrou, 'n sondige vrou, kom en doen 'n groot taak vir die Here. Gaan lees gerus wat hy van haar sê. In Matteus 15 vers 22 en 28 kom 'n Kanaanitiese vrou wat daar gewoon het, onverwags by die Here, en sy vra hom om haar dogtertjie gesond te maak. Sy het geen reg gehad om dit te doen nie, 'n onbekende, nie Joodse vrou. En tog sê Jesus vir haar: "Mevrou, jou geloof is groot, jou wens word vervul," en dat sy van daardie oomblik af die dogtertjie gesond was. Ons sien ook dat die Here by 'n offergawe kus gestaan en gekyk het hoe 'n vrou, 'n weduwee, arm vrou, daar geldjies ingegooi het, en die Here Jesus sê dat sy, hierdie arm, onbekende weduwee, het meer ingegooi as al die ander. Hy erken haar, hierdie aan ons onbekende vrou, waarvan die Here Jesus goed genoeg geweet het om haar eer te betoon vir dit wat sy gedoen het. So, onbekende mense wat groot dinge in die bediening van die Here Jesus verrig het. Dit gebeur vandag nog om ons en met ons. Loop mooi.